Hallo al julle graad 6e. Die eksamen is om die draai, so as julle reg. Vandag gaan ons 'n baie belangrike onderwerp aanpak: breedte en lengtelyne. Kom ons mors geen tyd nie en spring sommer dadelik weg. Reg, ons gaan hierdie hele ding in 4 maklike stukkies opbreek, sodat dit mooi sin maak. Eers die basiese goedjies. Dan kyk ons na alles wat jy oor breedtelyne moet weet en direk daarna lengtelyne. En om alles mooi af te rond, hoe ons dit alles bymekaar sit om koördinate te gebruik. Klink goed? Mooi. Kom ons gaan. Goed, eerste ding eerste, die basiese begrippe. Dink daaraan soos om 'n huis te bou, nê? Jy moet 'n sterk fondasie hê voor jy die mure kan bou. So, kom ons begin by die heel begin. So, die eerste vraag, en dis 'n groot een. Wat presies is hierdie breedte en lengtelyne nou eintlik? Waarvan praat ons? Dink so 'n bietjie daaroor. Enige idees? Wel, die antwoord is, dis denkbeeldige lyne. Dis nogal belangrik. Jy kan nie buite gaan en een op die grond sien lê nie. Maar op 'n kaart of 'n aardbol, dan is hulle absoluut kritiek. Ons met hulle in grade en hulle hele doel is om ons te help om enige, en ek bedoel enige plek op aarde, presies te kan opspoor. Reg, volgende 2 woorde wat jy moet vasmaak in jou kop: 'n sfeer en 'n halfrond. Wat beteken die 2 woorde nou eintlik en hoekom is dit belangrik vir ons planeet? 'n Sfeer is eintlik baie eenvoudig. Dis net 'n ronde vorm, soos 'n bal. En soos julle weet, is die aarde 'n sfeer. En 'n halfrond. Wel, die naam sê dit eintlik al. Dis die helfte van 'n sfeer. Die woordjie hemi beteken letterlik helfte. So die aarde het 4 van hierdie halwe sfere of halfronde. OK, kyk 'n bietjie hierna. Hierdie prentjie wys presies waarvan ons nou net gepraat het. Sien, daar's die aarde, die groot sfeer, en daai lyne wat so oor hom getrek is. Dis ons denkbeeldige lyne wat hom in daardie halfronde opdeel. Dit help nogal om dit so te sien, hè? Dit bring alles so mooi bymekaar. Reg so. Afdeling 1 is klaar. Tyd vir die tweede deel. Alles oor breedtelyne. En hier's 'n lekker maklike wenk om dit te onthou. Dink aan die woord breed. Breedtelyne lê plat. Hulle is breed. Hulle loop van oos na wes soos die horison. Maklik. Maar hoe werk hulle nou presies? Watter kant toe loop hulle? Watter een is die belangrikste van almal? En wat doen daardie lyn aan die aarde? Kom ons vind uit. Hier is die 3 dinge wat jy moet weet. Nommer 1, hulle loop horisontaal, jy weet, plat, van oos na wes. Nommer 2, die hooflyn, die big boss, is die ewenaar. Hy is by 0 grade. En nommer 3, daai ewenaar sny die aarde presies in die helfte, wat vir ons 'n noordelike en 'n suidelike halfrond gee. Sien? Glad nie so moeilik nie. OK, hier is 'n tipiese toetsvraag, so luister mooi. Hoeveel van hierdie horisontale lyne is daar altesaam? Dink gou, enige iemand 'n idee? Die antwoord is 181. Hoekom so snaakse nommer? Wel, dis maklik. Jy het hier ewenaar, dis nommer 1. Dan het jy 90 lyne wat noord gaan tot by die noordpool en nog 90 wat suid gaan tot by die suidpool. So, 90 plus 90 plus 1 maak 181. Onthou daai nommer, dis belangrik. OK, al is daar 181, is daar 5 wat jy vir die eksamen moet ken. Die 5 grootes. Kom ons gaan van bo van die noordpool af onder toe. Heel bo, die arktiese sirkel. Dan kom die kreefskerkring. In die middel, ons ou vriend, die ewenaar. Onder hom, die steenbokskerkring. En heel onder, by die suidpool, die antarktiese sirkel. En natuurlik, onthou die pole self is by 90 grade noord en 90 grade suid. So, breedlyne gesorteer. Julle het dit. Nou kom ons beweeg aan na die derde deel, lengtelyne. Weereens, die wenk is in die naam. Hulle is die lang lyne wat van bo na onder loop. En net soos met breedtelyne is daar ook 3 hoofpunte om te onthou. Eerstens, hulle loop vertikaal. Dink aan lang lyne wat van die noordpool reguit afstrek na die suidpool. Tweedens, die belangrikste een, die nullyn word die Greenwich meridiaan genoem. En derdens, hierdie lyn sny die aarde in 'n oostelike en 'n westelike halfrond. OK, so as die Greenwich meridian by 0 grade is, wat is dan aan die heeltemal ander kant van die wêreld? Watter lyn is daar? En nog 'n vraag, hoeveel lengtelyne is daar in totaal? Wel, aan die ander kant van die aardbol, by 180 grade, kraai ons die internasionale datumlyn. En hoeveel is daar altesaam? Dink aan 'n sirkel.
Hoeveel grade is in 'n sirkel? Presies 360. So daar is 360 lengtelyne. Sien, dit maak eintlik perfek sin. Reg so mense, ons is by die laaste en seker die belangrikste deel. Nou gaan ons alles wat ons geleer het, breedtelyne, lengtelyne, bymekaar sit. Want ons weet nou wat hulle is, maar hoe gebruik ons hulle saam om iets te doen? Die hele punt van hierdie lyne is om presiese liggings te kry, né? So hoe doen ons dit? En nou moet julle baie mooi luister. Wat is die een goue reël wat jy nooit, maar nooit mag vergeet as jy 'n koördinaat neerskryf nie? Hier is hy, die goue reël. Julle moet hierdie onthou. Skryf dit iewers neer, sê dit oor en oor vir jouself, maar moenie dit vergeet nie. Breedtelyn kom altyd eerste. Altyd. Dink daaraan soos 'n leer. Jy klim eers op of af op die leer, dis jou breedte, voor jy links of regs beweeg, dis jou lengte. Breedte, dan lengte. Onthou dit. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Dan sal julle sien. Kyk hier. Sien julle? Eers die breedtelyn 25 grade suid. Dan en eers dan die lengtelyn 30 grade oos. Presies so. Dit is hoe dit moet lyk. En die laaste stukkie van die legkaart, hoe weet ons in watter halfrond ons is? Dis eenvoudig. Vir breedlyne skryf ons 'n N vir noord of 'n S vir suid om te wys of ons bo of onder die ewenaar is. Vir lengtelyne skryf ons 'n O vir oos of 'n W vir wes om te wys of ons links of regs van die Greenwich-meridiaan is. En dis dit. Dis hoe jy 'n presiese posisie aandui. Okay, voor ons klaarmaak net een laaste keer, want dis regtig so belangrik. Wat is die goue reël? Sê dit saam met my. Breedtelyn kom eerste. As jy net een enkele ding van vandag onthou, maak seker dis daai een. En dit, my vriende, is dit. Julle is nou reg vir hierdie deel van die eksamen. Baie, baie sterkte. Julle gaan dit fantasties doen. Maar voor ek gaan, hier's 'n laaste gedagte. Dink 'n bietjie. Waar is jy nou op hierdie presiese oomblik? Wat is jou koördinate? Dis nogal 'n lekker uitdaging. Gaan soek dit bietjie op. Alles van die beste.